Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Vader, ek loof en prys U naam vanoggend. Ek bid vandag dat die woorde van my mond en die gedagtes van ons harte vir U goed en welbehaaglik sal wees. Heilige Gees, ons eer U naam. Dankie dat U ons gaan help vandag om Jesus Christus se naam te verheerlik. Dankie Here vir wat U aan die kruis gedoen het. Ons gee aan U al die eer waar ons in hierdie maand ingaan, waar al die kerke reg oor die wêreld die geboorte van Jesus vier. Bid ek Vader dat ons gefokus sal wees hierdie maand op dit wat U vir ons kom bring het. Immanuel, God met ons. Hoe awesome is dit nie gewees nie. Vader, en nou is Heilige Gees in ons. Ons bid dit en ons bid vir die openbaring daarvan in elkeen van ons harte, soos wat ons aangaan met die boek van Hebreërs. Ons loof en ons prys U naam. Amen. So, dis wat die skrywer van Hebreërs wil doen. Hy wil ons bewus maak dat iets groter as enigiets anders nog van tevore in die wêreld binne ons is. As ons dit net, as die pennie net kan drop met daai, nee. Dat sal maar awesome wees. Dit het Paulus etlike jare gevat. Hulle praat van 14 jaar wat hom gevat het as 'n fariseer om te besef wie binne hom is. Die God wat hy vir moes gaan verheerlik by 'n tempel. Ewe skielik is die gordyn geskeur en daai God is nou binne in jou. Hy het hom op die Damaskuspad van die perd af geruk en hy daar gevra, wie is U, Here? Hoe wonderlik is dit nie? Die Here wat hy gedien het met 'n passie, het hy nou, ewe skielik is daar Here binne in hom. Dit is wonderlik om te besef. En as ek en jy gaan besef wie binne in ons is, dan gaan ons besef waartoe is ons in staat. Hierdie kant van die ewigheid, waar alles teen ons kom. Alles gebeur met ons, alles val ons aan op ons gedagte en ons denke. En is so belangrik om dit wat woes en leeg was hierso orde te skep. Dit is vir my so mooi, Genesis 1 vers 1, 2 en 3. En die aarde was woes en leeg en die Gees van God het oor die waters gesweef en God het gesê, een en dieselfde, laat daar lig wees. En God begin orde skep. En dit was totaal en al orde tot die mens alles gebreek het. En hier kom God 4000 jaar later en hy kom weer en hy sê, dit is gedoen, dit is volbring. En elkeen van ons wat nou in hierdie Nuwe Testament, in hierdie nuwe verbond, hom aanneem as ons persoonlike verlosser en saligmaker, ontvang God se Gees. En soos ons saam met God se Gees wandel, begin hy orde skep in ons lewens. En dis supposed to be om te gebeur. Ons moet ons gedagtes begin gevangene neem en onsself onderwerp aan hierdie nuwe realiteit. Jakobus 4 vers 7, jy onderwerp jou aan God, dan begin ons te weerstaan. En ons soveel goed, soveel skanse in ons koppe wat opgewerp is teen die kennis van God. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 wat sê, skanse, idees, planne, tradisies, teologie. Verkeerde teologie. Daar kan verkeerde teologie wees. Ek meen, as ouens wat die Bybel gebruik en massa selfmoord pleeg. Sektes, wat dink 'n komeet kom verby die aarde en God het gesê, die komeet se stert gaan ons almal opraap. Ja, ons lag, nee, maar dit gebeur. Ek het nou dag weer daarvan gelees. Christene, groot gedoop, wat snaakse goed glo. Snaakse goed glo. Alhoewel dan net die Bybel het, en dan tradisies wat skanse in ons koppe opsit, en as mens iets sê, dan word die ou so geïrriteerd. Want dis nie my ma en pa my geleer het nie. Dit was nie my persepsie van God nie. Ek het ook 'n hele verkeerde persepsie van God gehad. En soos ek nou aangaan met die Here, begin ek hom al hoe duideliker sien. Tot die dag wat ek doodgaan, dan sal ek hom heeltemal sien. Nee? Alright, so ek wil begin hierso, daai was nog net verniet. Ou grappie. Ek moes gister 'n troue doen, toe ek nou weer my Belito grappie gemaak, en almal het nie so baie waardeer nie, want dit het so gereën op hy dak, ek kon myself nie oordink nie. Nee, is maar taaf gewees. Alright, Hebreërs 5 vers 14. Maar vaste spys, dis nou waarvan ons nou net gepraat het, is vaste spys. Om te besef, hoor so eintlik lê die oone, is eintlik lê die verantwoordelikheid by my. God het gedoen.
Hy het aan die kruis gehang. Hy het kom doen wat hy moes doen. Nou stap ek en jy in hierdie nuwe verbond, en ons het niks gedoen om gered te word nie, dis verniet. Maar nou dat ons in hierdie nuwe covenant is, die nuwe verbond is, moet ek die ou dinge neerlê, en ek het mos nou weggedraai van dit af. Ek wil mos nou nie weer terug gaan sien toe nie, dis moeilik, nee? Daar's goed wat ons wil terugtrek. Ons sielsdimensie wil ons hele terug, in jou liggaam natuurlik, hy speel ook 'n groot rol, want jou liggaam honger na sekere goed waarna hy gewoond was. En hy wil terugdraai. Maar ek en jy moet die realiteit van die nuwe verbond verstaan, en dis waar die hele Hebreërs gaan, en hy praat hier, soos ek laas gesê het, vir die wat nie was, hy praat met Jode, en dit was vir hulle, as jy dink, jy was in tradisie, hierdie bulle was in 'n wille tradisie hoor. En dit was nooit hulle verantwoordelikheid, sonde nie. Hulle het eenmal 'n jaar dat 'n hoëpriester dit betaal, deur die diere wat hy moes offer, in die tempel, of voor die tempel. Ewe skielik hoor hulle, nou is God in my, en nou hoef ek nie meer al die rituele te doen nie, maar ek moet nou hierdie Jesus volg. En dis 'n verantwoordelikheid wat ek en jy elkeen het. Om die ou dinge neer te lê, hy gee jou krag. Hy gee jou krag. Kom ons kyk het ons by hierdie teksvers kan kom, voor hulle my nou weer in die rede val. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat die geestesvermoë, hoor die geestesvermoë, nie siels of liggaamsvermoë nie, nie siel of liggaamsvermoë nie, geestesvermoë. Hoe kry ons geestesvermoë? Deur die woord van God, deur die waarheid, deur verhouding met die groot gees, Heilige Gees. Geestesvermoë besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Ek sal nooit hierdie vers vergeet nie. Studente het my altyd gevra om JC, die 9 spiritual gifts, praat ons so die mekaar, die 9 geestelike gawes, soek ek asseblief die gees van onderskeiding. Bid vir my. Okay. Die gees van onderskeiding kry jy deur die gewoonte geoefen om goed van sleg te onderskei. Baie mense is gebore met 'n sterk gees van onderskeiding, soos my vrou. Sy kan gou sens, as dit lekker is. So, vrouens het dit nogal sterk. Nee? Ons mans, baie keer, is bietjie bot met sekere goed, maar vrouens het dit. Maar ons almal het deur die gewoonte geoefen. Hier's die woord, so nou submit ek my aan die woord, ek hoor die woord, ek kry woord in, dan hoor jy gou-gou leuns. As jy nie woord inkry nie, val jy vir leuns. As iemand nou vir jou sê, 'n komeet kom, het is, jy gaan ons, waar staan dit? Waar staan dit? Waar staan dit, soos ek gister nou by die troue, wat, ons toen nou net gesens het, iemand het nou geïrriteerd geraak daarmee, waar staan dit, dat jy en oupa gaan braai in die hemel, en op die wolke sit, en ongegoed? Waar staan dit? Dit is tradisie, dit is comics, dit is prentjies, wat ons kyk, en ons glo dit. Maar ek en jy het so in tradisie groot geword, dat ons dink, daar was 3 wyse manne by Jesus se krippie. Ek wil vir jou sê, dit was nie so nie, hoor. Daar was wyse manne by Jesus 3 maande na die tyd. Nie by die krippie nie. Gaan lees in jou Bybel, dit staan in die Bybel. Maar tradisie het ons die nativity scene gegee van die wyse manne wat die geskenke bring by Jesus se krippie. Nie al wie by die krippie was die herders in die oop velde. Hulle was daar. Die wyse manne het later gekom. Alright. En dit was wyse manne met 3 geskenke, nie 3 wyse manne met 3 geskenke nie. Sien, ons moet net ons Bybel lees, dan breek tradisie. Dan sien jy, as jy nou daai nativity scene sien, dan kyk jy, what's wrong with this picture? Nie dat dit saak maak nie, is nou maar net vir interessantheid. Dis wat gebeur met tradisie. Want jy het nog nooit die moeite gedoen om Matteus en Lukas te lees nie. En jy het net die kinderbybel gelees, wat jy kan onthou. So daar is vir niemand van ons 'n korpad nie. Ons moet in die woord kom. Ja, maar ek sukkel om te lees, dan luister jy. Glo my, daai vissermanne net na in Jesus het ook gesukkel om te lees. Dis hoekom hulle vissermanne was. Anders was almal Paulus. Paulus was die slim ou. Judas, eintlik van die 12, was een van die slim manne, hy het met die geld gewerk. Nee? Ja. Die ander ons was vissermanne.
Dis hoekom geloof kom deur die hoor en die hoor van die woord van God. En vandag het ek en jy soveel tegnologie wat vir ons kan werk of teen ons kan werk. So jy kan op YouTube ingaan en jy kan preke luister wat jy nie eens uitgewerk het nie. En jy kan gaan kursusse doen en jy hoor en jy hoor. Jy kry tot 'n Bible app wat jy die Bybel kan hoor. Ek onthou daai tyd net het ek nog by Koem vir my die Bybel op CD gekoop. Dan luister ek die Bybel. Ouens, nou probeer ek die akteur se naam onthou, hy's nou al dood. Liebester, Romeine, 1 vers 1. Dan gaan dit so. Met 'n liedjie ook in die agtergrond. Ek moet sê, ek sê nou vir Elsie, ek het al vanoggend iets probeer laat luister van 'n prediker van wie ek nou baie hou, maar hulle het die gewoonte, as hy praat, ek wil eintlik hê Dylan moet dit vir my doen. Ek spot net, dit gaan nie regtig doen nie. Dan is daar 'n orgeltjie daar agter, en as hy nou begin hard preek, gaan my ou met die orgel. Dit irriteer eintlik die rook uit my uit, want ek glo nie Jesus het dit gedoen nie. Ek kan al sien daar by Kapernaum, waar Jesus vir die siekes bid, is ou Petrus daar met 'n viool, en as Jesus so begin sweet, dan begin hy viool so vat. Nee, dis nie, ek weet nie, ons menslike tradisies het so bygekom. Ons moet die gevoel skep. Vir wat? Vir wat? Sodat jou siel en jou liggaam kan lekker kry. Ons moet in die gees kom, ons moet geestesvermoë besit. Ophou om aardse goed, dit wat ek hoor, sien, voel, proe. God is gees. En ek en jy moet die moeite doen om tyd met hom te spandeer. Ja, in die woord, as jy sukkel om te lees, luister. Worship, aanbid. Luister 10-20 minute na 'n preek. Please come in. As iemand dan net help daar om 'n stoel te kry, asseblief. So, ons moet luister, en dan sal jy geloof kry. En geloof oorwin die wêreld. Ek moet ophou hier afbreek, ek het mos nou 'n slide hier op. So, net gou weer Hebreërs, ek wil net gou weer vir julle sê. En ons gaan nou fokus op Hebreërs 5. Jesus is beter Jesus die beter nuwe redder, ons het daaroor gepraat. Die Godman is beter as die engele. Ons het nou dit nou gesê. Daar's 'n waarskuwing, daar's eintlik 5 waarskuwings, en ek wil nou gou kyk, daai kan julle self en kyk. Ons gaan kyk gou wat het die waarskuwings gesê. Hebreërs 2 vers 1 tot 4, die eerste waarskuwing vandag nog steeds vir my en jou as Christen, moet ons weet, teen die verontagsaming van hierdie groot saligheid, alles wat ek nou oor gepraat het, as jy dit verontagsaam. Nee wat? Ek gaan nou maar nie vlees, want dis nie wat my pa en ma sê nie, dis nie wat my pastoor sê nie, dis nie wat my dominee sê. Ek gaan alles van, hy het nou net gesê, hy is bonatuurlik groot, hy het gesterf vir jou sondes, hy is beter as 'n engel, maar ek sal nog steeds vir liewe Jesus bid, dat hy sê, engel, maar liewe Jesus is binne in jou, en ek weet, dit breek baie tradisie, en ek weet, ek gaan nog seker enig vir die engele met om verskoning vra, dat ek hulle nie so hoë agting vir hulle gegee het nie, meer vir God. Want as God binne in my is, onthou julle toe ek gesê het, en in die begin het die Here stuur hy engele om jou te help, want jy is nog, soos wat ek was, te bot, om agter te kom wie in my is. Ek onthou, ek het huis skoonmaken gaan doen, en ek het alles, en dan kom ek nie op die probleem af by die huis nie. En as so die hoek van my oog uit, dan sien ek, hier wys iets vir my hier, dan weet ek is 'n engel, want ou JC is te stadig. Dan sê, so God gebruik sy engele soos wat hy, maar ons kan nie bid vir engele om te kom, Here, die Here stuur die engele soos hy wil, kom ons sê dit so. Maar daar is iemand beter as engele wat binne in jou woon. Engele is created beings, selfs die geval is, en ek en jy het die Godman binne in ons. En dis 'n waarskuwing, as jy dit nie gaan onthou nie, gaan jy jou rieme styf vasloop, want jy gaan heeltyd leef asof hy nie in jou is nie. En dit kom met bevryding, en dis waar ek en Elsie vanoggend gepraat het, as ons bevryding doen, en mense hou net aan manifesteer, dan gaan soek ons die probleme op klomp ander plekke, maar meantime, is sy siel, sy eie wil laat dit toe. Kan ek dit nou vir jou sê?
Want soos die oorlede Lester Sumrall altyd gesê het, as daar 'n demoon in 'n persoon is, en jy jag hy demoon uit, moet hy uit, want die naam van Jesus jag hom uit. En as hy dan nie wil uit nie, dan sit die persoon met sy sielsdimensie, want dan hou hy hom. En daai persoon moet nou net ophou en het stop. En ons het al baie gesê, baie keer as iemand so manifesteer, gaan drink 'n koffie. Stop het nou. En jy die wil om te sê, ek gaan dit stop. Maar weet jy wat, nie eers God beïnvloed jou wil nie. Ek mag nie jou wil beïnvloed nie, anders is dit witchcraft. Ja, ek manipuleer jou wil. Dis heksery in die kerk. Ons dink witchcraft is sangomas wat dollosse gooi daar buitekant. Daar's erger witchcraft in die kerk. Hoopelik nou nie in die kerkie, maar in die kerk praat ek nou van. Want mense manipuleer 'n persoon se wil. God manipuleer nie as jy wil nie. Hy vra, wil jy my dien? En dan gaan die Bybel nie in jou hande spring nie. Jy moet na die Bybel toe gaan. Jy moet hom oopmaak. Jy moet hom lees. God wil jou niks. Jy moet wil. Dis jou grootste geveg op hierdie aarde, jou wil. En ons sit vandag hier met die sondeval omdat die God die mense eie wil gegee het. Ek wil nou net, ek het my nou net vererg en ek sal nou net en ek wil nou net kwaad wees vir die persoon. Ja, sies. Ons moet sê, Here vergewe my, help my asseblief om oor hierdie te kom, want ek voel, die spirit of slap het nou oor my gekom. Here, maar vergewe my, ek wil nie meer so voel nie. Ek wil nie meer so geaffronteer voel, as daai so en so nie my in ag neem met wat ook al. Eie wil, ons kan dit nie verontagsaam nie. Hy sê, hy's 'n beter apostel as Moses. Vir die Jode was Moses groot. Hy's beter leier as Joshua. En dan die tweede waarskuwing wat baie belangrik is. Hy's 'n beter priester as Aaron. Ons gaan nou praat oor die priesterskap van God. En die groter ding is hierso. Daarom moet ons onthou, die waarskuwing teen ongeloof is die tweede een. Ongeloof en baie van wat ek nou gesê het. Ek glo dit nie. Ja, is God se verantwoordelikheid. Nee, sy verantwoordelikheid was, wat hy op homself geneem het, was om die kruis dood te sterf. Sodat jy kan inkom in hierdie wonderlike koninkryk. Ja, eendag 'n fisiese koninkryk, maar nou 'n koninkryk waar jy uitgenooi is, om saam met sy gees 'n verskil te maak op hierdie aarde. Jy's ingenooi in dit. Jy's ingenooi in dit. Jy die autoriteit, as jy die stappe gehoorsaam het van weergeboorte, Jesus Christus aangeneem, jou sondes bly teenoor God, gedoop is met die Heilige Gees, is jy ingenooi in hierdie wonderlike waarheid. Stil in hierdie kerk vanmôre. Ons is ingenooi, as julle hierso, daar sê, ons is ingenooi in dit. Waarom? Daarom moet ons onthou 'n paar punte. Ek het net 'n paar punte gehighlight van Hebreërs 1, 2 en 3. Hoor gou. Onthou, ons is oor die werk, my spelfout, van sy hande aangestel. Jy is aangestel oor die werk van sy hande. Ons was in Genesis al aangestel oor die werk van sy hande. Toe breek dit, toe gee ons die werk van sy hande vir Satan, en nou kom God terug, nou het hy Satan oorwin, hy gee jou nou weer terug die autoriteit oor die werke van die wêreld. Jy die autoriteit, en dan gaan ons bietjie hoëgraad gaan hierso. Jy het die autoriteit oor die skepping. Jy het die autoriteit. Hierdie skepping wag met reikhalse en 'n afwagting vir die openbaarmaking vir die seuns van God. Ek het laasweek vir julle gesê, ons is nie my kinders nie, ons is nou seuns, selfs die vrouens. As ek 'n bruid kan wees, kan jy 'n seun wees. Ons is die seuns van God. Hierdie skepping vra, wanneer gaan hulle nou bid vir reën? Wanneer gaan hulle nou praat dat die haal nie my blare stuk kan slaan nie? Al hierdie goed. God wag, die skepping wag. Maar ons is in ongeloof. Ons verontagsaam wat hy gedoen het. Hy het in ons plek gesterf, en ek sê dit hier spesifiek, hy het in jou plek gesterf. Hy het 'n verbond met homself aangegaan. Hy het nie 'n verbond met jou aangegaan nie. Hy het gesterf. Hy het ons glorie bewerk.
Ons is een met hom omrede hy ons geheilig het. Hy het jou geheilig, jy voel dalk nie so nie, maar jy moet die skanse afbreek in jou kop, wat teen daai kennis kom. Jy moet beheer oefen oor jou siel en jou liggaam. Omrede ons nou geheilig is, noem hy ons sy broers. Jy is God se broer. Want God het 'n mens geword, 'n man. En nou noem Jesus ons sy broers. En hy is nie skaam daaroor nie, maar ons is baie keer skaam daaroor. Veral as jy nou net weergebore geword het en nou is jy in 'n plek nog saam met jou ou vriende wat dalk nog nie 'n broer is nie. En dan is jy skaam daaroor dat jy nou non-alkoholiek dalk drink en jy gooi maar daar, soos ek was so, gooi ek hom maar in die koelbox, laat die label afgaan. Dat dan nog net lyk of hierdie ou non-alkoholiek nog soos 'n bier lyk. Maar die drinkerbroers, hulle, wat drink jy? Dan vang hulle my uit. Maar ek was nog skaam om hom my boetie te noem. Nee, ek was nog nie, die boldness het nog nie ontwikkel in my nie. Alright. Hy het die mag van die duiwel en die dood gebreek. Jy het die autoriteit om jou eie wil weer terug te kry van die wil van die wêreld af. Jy die autoriteit. Jy moet wil. Jy moet wil nee sê. Here, maar is moeilik. Dankie Heilige Gees dat U my krag gee oor my eie wil. Nou moet ek deur die gewoonte geoefen, deur tyd in die woord te spandeer, tyd in 'n kerk te spandeer, tyd saam met gelowiges spandeer, dis baie belangrik. Want as jy nie tyd saam met gelowiges gaan spandeer nie, gaan jy dit saam met ongelowiges spandeer. En dan het jy 'n probleem. Want dan gaan jou wil hierdie kant toe trek, jy's in 'n battle. Jy's in 'n battle. Dis moeilik. Dis moeilik. Elke ou se eie fight. Elke ou se eie fight. Wat ons almal het. Alright. Hy bevry ons van slawerny en vrees. Hy het jou bevry van dit. Maar nou vat ons vrees. Dan sê hy, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee. Maar krag, liefde en selfbeheersing. Engelse Bybel sê mooi. Love, power, hoor gou hier, and a sound mind. It's all about your mind. You must have the mind of Christ. Alright, die Engelse Bybel sê my beste. As erfenis het ons nou in sy rus ingegaan, en ek het laasweek gesê, die Sabbatsrus, die woord Sabbat beteken afgehandel. Dis afgehandel, die dag toe God die skepping maak, die 7de dag was hy so moeg, die engele moes God in 'n vertrek intrek, want nee, hy het gesê, dis klaar, dis gedoen. En toe hy aan die kruis hang, toe sê hy dieselfde woord, net in Grieks, tetelestai, dis afgehandel, dis klaar, ek het dit vir julle gegee. En daar gaan maak godsdienst dit weer 'n dag. Hy sê daarso dat Joshua kon nie eers daai ou Jode in God se rus inkry nie. Hulle loop saam met die 4 kolom in die aand, die wolkkolom in die dag, al die Egiptenare verdrink voor hulle, en toe hulle die eerste reus sien, toe sê hulle, ons kan dit nie doen nie. Hulle hoef dit nie te gedoen het, die God sou vooruit gegaan het. En God vererg hom. Hulle moes toe nog 40 jaar in die woestyn bly. En al die ouens se bene lê vandag nog, en as die winter net reg waai, dan kom die wind, die ou dooie bene nog so uit die sand uit. Is nou maar net my opinie, is nie regtig so nie. Maar woestyn het nog 'n manier om beenderre te bewaar. En het jy geweet, as jy nou vandag in daai woestyn ingaan, kan jy by daai berg nie uitkom nie, die regte een nie. Want die Jordaanse autoriteit het dit afgekamp, en die berg is vandag nog daarbo, swart gebrand, die regte Sinaï, nie die een wat die Katolieke gebruik naby Egipte nie. Dis die verkeerde een. Jy gaan geld morsies in toe gaan, hoor. Alright. En luister die laaste een, ons is nou sy deelgenote, we are partakers. Jy is 1/3 Heilige Gees. Is die 2 ander derdes waar teen ons moet beklei. Nee, hy is 'n bietjie in die meerderheid, maar met God, nee, met God is enigiets moontlik. Okay, hier kom ons eintlik by die preek uit. Ja, wat ons is nog goed, die tyd lyk nog mooi.
Ek wil net met Hebreërs 4 klaarmaak. Dit is my baie mooi Hebreërs 4 vanaf vers 14. Nou gaan ons van Hebreërs 4 af, gaan ons in die hoëpriesterskap in. Vir die Hebreërs was dit moeilik om dit te aanvaar. Want die Lewiete was die priesters. Hulle was die aardse priesters. Nou kom hy ewe skielik en hy gaan later sê, volgens die orde van Melchisedek. Wat? Nee, volgens die orde van die Lewiete. Nee, volgens die orde van Melchisedek. Nee, Lewiete. Nee, so het hulle beklei. Maar vir my en jou 2000 jaar later, het beteken dit. Dat jy het iemand wat vooruit gegaan het. Wat hier staan, wat medelee met jou swakhede het. Omdat hy in alle opsigte versoek is, net soos jy. Maar sonder sonde. Ja, maar hy verstaan nie my eensaamheid nie. Hy verstaan nie my eensaamheid nie. Nee, hy verstaan. Hy was alleen. As ons Israel toe gaan, dan gaan ons in die put in. Psalm 88 word gelees. En dan staan daar, almal het hom gelos. Hy weet hoe voel het om benoud en alleen te wees. Hy weet hoe voel het. Daar in die tuin van Getsemane was hy benoud. En die sweet het, hoor hierdie tradisie wat ons moet breek, soos bloed. Nou sê hulle, bloed. Dit was soos bloed. Afgetabbe van benoudheid. Nee, 'n getroue priester, hy het vooruit gegaan. Hy het die prys betaal. Ja, hy het die kruis. Die pad na die kruis was ontsettend hel vir hom. Hoe voel jy die aand voordat jy 'n wedstryd moet gaan deelneem of iets? Dis 'n bietjie op die sene wees, né? Imagine die aand jy weet jy gaan dood. Ek dink altyd as ek hierdie prentjies sien op Facebook, hierdie ou gaan nou voor die vuurpeloton staan. Kyk nou maar verskriklik wees hoor. Ek wat van geskiedenis hou, ek gaan sommer verby daai prentjies. Ek hou nie meer van daai nie. Want ek imagine die ontsettende hel wat daai persoon moet deurgaan, wat maak nie saak hoe sleg hy was. Môre word hy gehang of voor 'n vuurpeloton gesit. Dan kry jy nog ouens, haal die blinddoek af. Jy sit eerder daai blinddoek op. Pel as ek hier rond te sien wat op my afkom. Dapper. God was daar, hy verstaan het. Hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Alles hierdie wat ons nou geleer het, alles hierdie moet dit nou nie vergeet nie. Want hy het betaal vir dit. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Mohammed het dit nie eens deurgegaan vir die moslems nie. Mohammed sê net doen dit. Ja, maar perd, wees bietjie in my skoene. O, Mohammed was nie. Boeddha ook nie. Inteendeel, hy het baie vet geword. Nee? So. Maar ons Jesus het gelei, hy het gebloei. Wat 'n God doen dit? Wat 'n God los sy plek. Kom af aarde toe en betaal jou skuld. Wat 'n God doen dit? Net dit alleen. Maar een wat in alle opsigte, ek het na die Grieks gaan kyk, alle beteken alle opsigte, versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jy kan enige tyd na God toe gaan en sê, Here, ek het 'n probleem met die. Raai wat sê hy dan vir jou? Ek weet. Hy weet in elk geval alles. Help my. Is reg my kind, ek wil jou help. Gaan lees gou vir my daarso in Psalm 83 of in Johannes 14 of waar ook al. Maar dan moet jy nou nie die moeite doen om dit te gaan doen. Jy moet dit doen. Jy moet wil. Here, ek wil my wil onder U beheer sit. Hoe doen ek dit? Deur die hoor en die hoor van die waarheid, die woord van God. Dis hoe mense doen. Maar jy moet wil. En dit is 'n mens, sodra mens swaar kry, is dit die gewoonte om vinnig na jou ontvlugting toe te hardloop. Want dit laat jou beter voel. 'n quick fix. Hierdie is nie 'n quick fix nie. Sekere goeders fix hy quick, vra my. Sigarettes en drank het hy vinnig gefix, maar daar's ander goed wat ek moes wen. Ek moes op die water loop.
Ek moes 'n daadwerklike poging aanwend om my eie wil met dit neer te lê en dit te submit onder God se wil. Dis wat God vir ons gedoen het. Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoeve van mense op in dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers van sondes te bring, as een wat kan saamvoel met die onwetenis en dwaalnis, omdat hy self ook met swakhede bevange is. Dis nou 'n gewone hoëpriester. Hy gaan daarin vir hierdie Jode in daai allerheiligste in, eenmal 'n jaar, met vrees en bewing, en van daai ou manne was met toue vasgemaak. Hy het nie geweet of hy lewendig gaan uitkom nie. Maar later was die tempel so dat God hy's lankal weg daar. Van die laaste boek in die Ou Testament, was dit 400 jaar tot die Nuwe Testament, en die laaste 400 jaar was hy omtrent nie daar, hy was nie daar nie. Hier en daar 'n miracle plaasgevind met die gevegte van die Makkabees en daai goed, maar nie in daai geskiedenis in nie, het God vir hulle deurgekom. Maar God was nie, daai priesters verniet daar aangegaan. Verniet. Hy was lankal nie meer daar nie. Die eerste goddelikheid wat daar aangekom het, was toe Johannes die Doper se pa daar instap en die engel Gabriël staan daar binne. Toe is hy stom geslaan. Gaan lees bietjie. Letterlik, stom geslaan. Alright. En niemand neem die waardigheid van homself en maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron, so het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, soos hy ook op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Hier kom 'n ander orde. God het God gegenereer. Awesome. Moenie sukkel met die drie eenheid nie. Dis een en dieselfde God. Dis God wat op aarde kom loop het. God het vir God gesê, U is my seun. God moes 'n seun word. Seun van die mens. Hy moes 'n mens word, sodat hy kan bevange word met ons swakhede, maar sonder sonde. En vir daai sonde betaal hy toe met 'n menselyf, want 'n mens moes betaal. En God was daai mens. Hoe awesome is dit nie? Moenie dat jy die hoë woorde jou gooi nie. Dis presies wat hy sê. Hy wat in die dae van sy vlees, gebede en smekinge, dis nou in die tuin van Getsemane, met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, hy was 'n mens, so, hy sê nou net, hy het met jou swakhede medelee, hy is God gewees, maar hy was in 'n menselyf met mensvrees, so erg, so met angs bevange, dat hy sweet soos bloed gelyk het. Nou sê, ja, maar God weet nie wat ek deurgaan nie. Hy was vir die volgende paar ure gemal, geslaan. En die prentjies at best, nie eens Mel Gibson kon het vasvang nie. Want hy het nog soos 'n mens gelyk in Mel Gibson se movie. Die Bybel sê hy het nie meer soos een gelyk nie. Daar het net, ek wil nie eens daarop ingaan nie, dit is verskriklik gelyk. Ons kan dit nie imagine nie. Nou sê ons nie, hy weet nie wat ek deurgaan nie. Dis die ergste ding wat 'n mens kan doen, is 'n pity party. En dit, ons is goed daarmee. Vra my, ek weet ook. Wat het toe my vrou kom besoek my in die hospitaal, ek het 'n verskriklike niersteen gekry, en hy vir AJ gesê. Want ek het haar skobinsuur verorber. Weet julle wat is dit? Barokkas. En nie genoeg water, ek is vandag so lief vir water, kyk hier. Ek drink baie water. Ou wil nie weer niersteen kry nie. En toe ek aan die hospitaal lê, en net so voor ek doodgaan met my prewelende lippe, so voor sy gaan, het ek nog genoeg krag om my vrou te sê, mama, as jy weer kom, bring vir my crunchy saam. Nog tyd om 'n crunchy te eet. Nee? Ons kry ons self jammer as ons swaar kry, nee? God het baie erg. Daar was niemand nie, en toe hy so dors gehad het, was daar niemand vir hom, niks crunchy stories nie. Toe gee hulle vir hom asyn gemeng met mirre.
En as ons hierdie olies vat wat mirre is, nee, hierdie goed is gemeng met asyn. En jy's dors. Was jy al dors? Dors is erg. En daar's niks. Hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Hy moes lei, sodat hy kan medelee het met jou en my. Hy moes lei. Anders sê, soos een vrou nou dag toe ek al by 'n kerk was, jy weet nie wat ek deurgaan nie. Toe kon Karen vir hom sê, hoor ek weet wat jy deurgaan. Want mense, dit was nog nooit so erg soos met my nie. Nee, dat was baie erger as jy. Jy geweet die afgelope 200 jaar, as jy nou na my podcast luister, was daar meer Christene doodgemaak as nog ooit tevore. Daar is oor die 200 miljoen Christene al doodgemaak die afgelope 200 jaar. Waarvan 50 miljoen alleen agter die uistergordyn daai tyd. Wat doodgegaan het vir hulle geloof. En klomp het gesê, nee wat, ek gaan nie meer hierdie Christelike t-shirt dra nie, ek is nou nie meer Christen nie. Maar 50 miljoen het besluit, ons gaan sterf vir Christus. Dit is nogal baie hoor, 50 miljoen. Wat gesê het, hoor, ons sal maar na die strafkonsentrasiekampe toe gaan, want ons is nie bereid om Stalin te aanbid nie. En hoe, sê God, as ek terugkom, almal weg nou, wag nou vir die wegraping, maar hy sê, as ek terugkom, sal ek nog sulke geloof vind. Maar dit so maklik is om na Crunchy te gryp. Ons moet deur die gewoonte geoefen. Dis hoekom ons vas. Ek vas om vir hierdie liggaam nee te sê. Want jy besluit jy wil vas, maandagoggend lekker, ons is vas en ons begin 6 uur oggend, dis lekker om te vas. 10 uur dan praat die liggaam. Ja maar onthou nou net, nee. Jy het nog nie jou Weet-Bix in, jy moet dit hê vir jou bloeddruk, jy weet. En daar praat die bloeddruk en daar praat jou liggaam en daar's alles. Ja maar onthou nie dokter het, nee, elke ou se feit sy eie en ek sê nie wat jy moet doen nie. Maar ek sê net een ding. Ons moet leer om nee te sê vir ons liggame. Want jou liggaam het 'n groot invloed op baie dinge. En ons is deur God genoem. En is deur God genoem, Jesus nou, 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Hy moes die hoëpriester word. En nou het ons 'n getroue hoëpriester, soos wat hy gesê het daar, wat deur die hemele deurgegaan het. Wanneer het hy deur die hemele deurgegaan? Toe hy opgestaan het uit die dood uit, nee, toe sê hy vir Maria, moet nog nie aan my vat nie. Toe gaan hy op in die regte tabernakel in. En hy is die wyfoffer, daai sondagoggend vir ons. Dus volbring. In daai offer, in daai tabernakel, die regte een. En hy gaan nou, die skrywer gaan nou, volgende hoofstuk daarop hamer. En sê op aarde die tabernakel so gelyk, maar is met mensehande gemaak. Nou is daar die regte een is nie helemaal, hierdie is alles replikas. Daai regte een met die nuwe hemel en aarde gaan uit die hemel uitkom. Iemand het klaar betaal daarbo. Hy het deur die hemel deurgegaan en gaan betaal. En ons kon dit nie doen nie. Hy moes die wyfoffer word, hy moes die eersteling ger word. Hy het dit geword. En daar so, ek wil net so vinnig bietjie daaroor, en ek gaan in volgende jaar in die weke wat kom, oor die tabernakel items praat, maar net daai 3 wat in die verbondsark was, die mercy seat, nee? En weet jy, ouens soek die ark vandag nog, party ouens sê die Jode het hom, party ouens sê die Ethiopiërs het hom, who gives a rip? Want dis nie die regte een nie. Wat gaan jy doen met dit? Die mense soek net iets. As ons net iets, as ek net kan 'n salf wat jy kan ons nou sien hoe daai mense, as hulle net op hulle knieë tot by daai ding kan kom. En dis waar hierdie boek waarsku teen. Moenie. God is gees. Hy's nie meer in daai ark nie. Lang kan nie meer nie. Kon. Jy moet nie meer sulke goed aanhou. The Shroud of Turin. Wat sê hy dan? Dit was die kleed wat Jesus toegedraai het. En die ouens bid vir daai ding, né? Dit was die regte beker wat hulle die aand nagmaal gehou het. As ons net daar, as my lippe net kan opsit op daai ding waar Jesus ooit net was. Ek dink die Heilige Gees dan net so, waarmee is die mense? Lees hulle nie die Bybel nie? Waarmee is hulle besig? Hulle wil vat aan goed
Dis die probleem. Tafels van die verbond, daai wet, dis God se verbond met ons. Ek en jy moet weet, wat is God se verbond met ons. Gister toe met daai troue wat ek gedoen het, met die pad wat ek met mense stap as ek hulle trou, jy moet weet, jy's in 'n verbond met God. God het 'n nuwe verbond. In die nuwe verbond is daai tafels nou op jou hart geskryf. Jy het geweet. Is op jou hart geskryf. Jy weet wat om te doen en wat om nie te doen nie. Al die wette van God is in jou hart geskryf. Jy weet, sodra jy iets sien en dink, weet jy wat's verkeerd. Dit is in jou hart geskryf. En dan, die goue kruik met manna is, weet God is jou voorsiening. Hy is jou voorsiening. Soos hy vir die Jode van ouds daar in die woestyn manna voorsien het, voorsien God vir ons manna. Geestelike manna. Hy voorsien vir ons. En daar in die Ou Testament het die ouens so gemoun, ons eet net manna. En hulle het ons nou genoem manna as, wat is dit? Toe dit die hemel uitval, wat is dit? Dis wat manna beteken. Ons kry eers 'n bietjie vleis in hierdie plek nie. Stuur hy vir hulle kwartels, julle wil ons moun. En hy stuur die kwartels, en hy sê is nog eers, dis die vleis wat nog tussen jou tande sit, dan kom die volgende skaapchoppies aangevlieg. Hulle het gemoun, daaroor ook. Staf van Aaron, wys op God se autoriteit. Nou sê hierdie boek, hy is die hoëpriester, hy is die autoriteit. Hy is nou die staf van Aaron. Ons het nie meer daai goed nodig nie. God het die gordyn geskeur, ek dink ek het dit opgesit hierso. Gaan die laaste paar versies lees, waar ons veel te sê het, nou die Jesus, hoëpriester, orde van Melchisedek, wat swaar is om te verklaar, omdat, hoor wat sê hy, julle traag, hy praat nou met die Hebreërs, vandag praat hy met my en jou ook, ons het traag geword om te hoor. Dus hoekom al 7 briewe aan die kerke vir vandag, en daai tyd het hy gesê, het jy 'n oor? Volge? Te hoor? Hoor dan, wat die Gees vir die gemeente sê. Ons moet hoor, maar ons hoor nie, ons het traag geword om te hoor. Nee, ons wil iets anders hoor. Nee, dis die waarheid, waar ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle van hierdie tyd al leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Dit is baie gesê, mag nou vir jouself beteken. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat die geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen die skrifte vandag, om goed van kwaad te onderskei. En nou gaan ek klam maak met hierdie prentjie. Dat supposed to be, as dit nou nie so lig was nie, dis die gordyn wat geskeur het in die ou tempel. Hy het geskeur, onthou julle toe Jesus gekruisig is, massiewe aardbewing en skeur daai gordyn teen sy grein, nie saam met die grein nie, teen die grein, dik materiaal, skeur. Toe nog hulle seker maar net geskeur van die aardbewing. Nee, God het hom geskeur. Soos God se vinger met Nebukadneser in die God se vinger geskryf, God se vinger net so gekom, gezip, skeur hom, is verby, is gedoen, is dit 'n lestaai. Nou kom bly God se gees in ons. En met sy gees begin ek en jy te heers teen die vlees en teen die siel. En ons kom in hierdie nuwe verbond, hierdie nuwe covenant met nuwe beloftes. Met geskenke. Hy gee ons geskenke om ons te help in hierdie pad. 9 van hulle. Hy gee vir ons die 5voudige bediening waarvan hy in die hoof staan. Hy is ons hoofpriester, hy is hoof van die kerk, hy is die hoof van die kerk. Hoe awesome is dit nie? Die Here het hierdie groot saligheid bewerk omdat hy die hoofpriester was. En nou moet ek en jy volwasse word in hierdie geloof. As jy net weergebore word, ek gee nie om hoe oud jy is nie, is jy nog 'n kind. Oulou Herb het een keer gesê in die kerk, sit daar 'n massiewe kerk vol mense by my, hy sê dalk die jongste een hier, in die gees is dalk meer volwasse hier, as die oudste persoon in hierdie gebou.
want het gaan oor gees. Ek ken studente, ek het gister weer een van hulle se boeties getrou, wat so aan die brand is vir hulle weet wie hulle is aan God. Hulle gaan na die snaakste plekke toe, bid vir mense, jaag duiwels uit, want hulle weet wie hulle is in Christus, vir hulle die gordyn geskeur. Hulle het deurgestap en hulle loop in hierdie autoriteit, hulle loop oop. Jy moet hulle amper keer. Ons kan hulle nie keer nie, jy kan nie die vuur van God keer nie. En so roep God ons elkeen tot hierdie volwassenheid. Dis moeilik as jy weergebore is, en almal in Suid-Afrika al vir jou gebid, ek onthou hierdie een rugbyspeler. Hy was weergebore, groot gedoop als. Die gebede het nie gewerk nie. Toe vlieg hy Nigeria toe, daar moet nou net iemand weer vir my bid. Want kyk as hierdie ou vir my bid. Want jy weet, daai ou en jy dieselfde God binne jou. En ek wil graag hierdie gemeente moet almal op die plek kom, wat jy weet, hoor jy so, ek hoef nie dat JC vir my te bid nie. Ek kan sommer laat my vrou vir my bid. Ek kan dit nie, ek kan nie sommer. Jou vrou kan sommer, jou kinders kan vir jou bid. Is dieselfde. Nee, maar hierdie ou, hy het 'n spesiale salwing, jy dieselfde salwing. Daai ou het net sy salwing bietjie ontwikkel. Jy dieselfde salwing. Moet dit jou nou in 'n rebellie teen die kerk? Nee, dis nie wat ek sê nie. Ek sê net, 'n mens kan vir jou niks doen nie. Jy gaan moet weet wie jy is in God. En daar is nie fout dat ek bid vir jou, of enige iemand vir jou bid nie, ons is daar so vir mekaar, ons moet saam bid, ons doen dit. Maar jy moet op die plek kom, waar jy weet wie jy is in Christus. Jy moet 'n leraar word van die woord. As dit nou een ding is op hierdie aarde wat ek net kyk of ek kan regkry, is dat almal die Bybel net soos ek kan lees en nog beter as ek kan bid vir mense en nog beter verstaan ook. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Want hoekom wil jy nou die myn peanut in die pakkie wees? Hy het een keer vir Andrew Womack gesê toe hy in Engeland bedien, toe sê oom vir hom, as jy nie meer mense maak soos jy nie, is jy 'n failure. Dis disipelskap. Disipelskap is, daar moet meer wees wat jy doen, en hulle moet dit nog beter as jy doen. Jy moet na jou werksplek toe gaan, jou huis toe gaan, en jy moet gaan Jesus wees daar. Jy moet gaan bid vir hulle. Die gordyn het geskeur. God woon binne in jou. Jy die autoriteit. Is dit nie awesome nie? En ons moet van die melk afklim en begin styk sit. Ons spot ons altyd styk sit. Maar jy moet ook nou die geestesvermoë hê, en nou hang af waar jy nou gaan preek, het help nie gee vir die ouens styk, hulle het nog eers melk gedrink nie. Jy moet dan eers 'n bietjie melk gee. En dis hoekom die basiese leerstelling van Christus kom in die volgende hoofstuk. Onthou julle? Hebreërs 6 vers 1 en 2. Dis die basiese leerstellings van Jesus Christus. Ons kan God nie dien uit dooie werke nie. Jy moet 'n verhouding hê met God. Gaan lees dit. Die leerstelling van die doopinge. Maar nou beklei ons nog klein doop, groot doop. Dis melk. Die leerstelling van handoplegging. Ons gaan dit Januarie doen, Februarie. Jy kan nie bedien in hierdie gemeente as jy nog nie saam met ons die basics gedoen het nie. Ons gaan dit elke jaar daarmee begin. Kom doen dit saam met ons, leer dat ons almal op dieselfde bladsy is. Opstanding van die dooies, en dan Jesus se terugkom. Dis die 6 basiese leerstellings, kom in die volgende een. Hy sê, julle het nog 'n behoefte aan melk, meer op vaste spys wees. Zoep, stap in Hebreërs 6 in. Daarom dan, ons kan nie nog beklei, jy moet weet wie jy is in Christus, jy moet 'n verhouding hê met Christus. Jy kan God nie dien uit dooie werke, al hierdie dooie werke waarvan hy nou gepraat het. Jy kan God nie dien uit nie. Dit beteken absoluut niks. Wow, jy het vir jouself 'n paar beanie points geërf daar, maar dit beteken niks. Jy moet 'n verhouding hê met hom. Jy moet verstaan wat jou doop beteken het vir jou. En ons meer as een doop. Doop in water, doop met die Heilige Gees en vuur. Dis die basics.
En daar is 'n ou soos Martin Luther, wat in 1517 of net so bietjie voor dit, op die trappies van 'n Rooms-Katolieke kathedraal sit met sy beads, en hy bid, en hy bid, en hy bid, en hy deur die erkies, ek weet nie wat daar opneem, maar hy bid, en elkeen beteken iets, en ewe skielik kry die openbaring, jy kan my nie dien deur daai goed nie. En hy stof die stof van sy knie af, en hy staan daar op, en hy slaat 95 leerstellings teen 'n muur vas, en die wêreld is aan die brand, want hy breek tradisie. En ongelukkig toe nou, toe dog hy die volle waarheid. En hy bou, daar's nog ouens wat in 1517 vandag sit. En so gaan dit aan, ek sal nou volgende keer daaroor praat. Amen? Amen. Het julle dit verstaan? Ja. Ons het 'n beter hoëpriester. Hy het deur die hemel deurgegaan, nie jy nie. Ons kan nie. Daar's ouens wat sê hulle kan, maar jy moet maar 'n bietjie Duits vir daai ouens. Verstaan jy? Ons moet net so 'n bietjie normaal probeer wees ook. Ek gaan vir ons bid. En as daar enige iemand is hierso wat gebed nodig het, laat ek bid. Laat ons bid. Ons is 'n hele span mense wat bid hierso. Bid ons vir julle. En as jy eendag wil bid vir mense, kom volgende jaar as ons nou begin, die eerste kwartaal gaan ons hierdie basics doen. Dis ons geloofsfondasie. En hoekom moet, as jy wil bedien hierso, ons wil nie hê, jy moet iemand hier aankom en dan bid jy, dan raak jy nou die mekaar en sê vir die ou moet vir hom gaan krale koop en hom sy nek sit. En sien, ons wil hê almal moet dieselfde bladsy wees. Verstaan jy? Moet nie iemand in hierdie gemeente wees wat sê ons doen sulke goed nie, want ons doen dit nie. En dis hoekom jy dan kom dan nou op baie woensdae aande. Ek wil jou aanmoedig om te kom. Ek weet daar's wat werk en al daai tipe goed. Ek wil julle ook aanmoedig, ons het Vrydag hier meeting gehad, klomp pastore van die dorp, klomp kerke wat saam staan, eenmal 'n maand bid ons saam vir hierdie dorp. Kom join ons. Dis nie net gemaak vir pastore en intercessorgroepe nie. Dis gemaak vir almal. Almal van ons moet bid. Kom kyk hoe doen ander kerke dit. Ons het dit laaste keer hier in ons gemeente gedoen. Volgende keer dink ek doen ons dit by pastoor Johan van Loggenberg se kerk, is net hier so oor kan die brandweer. Gaan ons dit daar doen. Gaan ons bid vir die dorp. Ons dorp het gebed nodig. En hoe sê die Here, hoe aangenaam is as daar eenheid is tussen die broers? Eenheid, weet jy wat so wonderwerk is, dat in hierdie dorp kerke saam bid? So wonderwerk. So wonderwerk. En begin groei in dit wat God vir jou gegee het. En hierdie pad wat jy stap saam met God, gaan daar situasies wees en plekke waar jy is, waar die mense en die Christene dit nie doen soos jy dit doen nie. Want ons almal is anders. Dankie tog. Ons almal lyk nie dieselfde nie. En ons moet gewoond raak aan anders. Ek daar by kerke bedien, dan kyk my vrou na my, kyk ek nie vir Elsie nie, ek staan daar agter, want sy wil kyk so terug vir my. Waar het jy my nou hier? Dan sing ek maar net saam, want ek meen, ek gaan nou na die tyd maar die vlek kry. Hulle doen dit anders. Anders. Is dit reg, is dit verkeerd? Ek weet nie. Ons gaan net eendag voor die Here, ek dink, ek weet, dit gaan vir jou, jy moet nou al gewoond wees aan verandering, want as ons in die hemel is, gaan die worship nie klink soos jy dink het gaan klink. Oor die gaan 'n partytjie wees. Want daar is nie een ou suur gesig daar nie. Nee? Jy weet, ek onthou my laaste storie voor ek na die lynstaande gaan eindig. Toe ek in 2008 die laaste keer by Bloedrivier was. En ek wou hierdie jaar weer gaan, maar kon nou weens omstandighede nie gaan nie. Maar ons het daar gestaan en die orgel het weggetrek aan, ons het geloof en geprys. Gedink ons geloof en prys, maar en daar staan toe nou 'n paartjie, 'n man en vrou wat hulle hande in die lug steek. Dog ek sal dit wees. Hoe durf hulle op hierdie heilige grond? En wat die Here in my lewe al verander het van 2008 tot nou toe, ek kan dit nie verstaan nie, ek kan dit nie gedink nie. Ek het daarna by kerke bedien wat ouens duikrolle doen. So bly is hulle in die Here. En daar kom breek die Here dit net by my. Tradisie. Ek sê vir die dag as ons in die hemel kom, hoor vir my lied vandag. Jy gaan worship, as jy nog nooit geworship het. So kom ons begin om nou al op aarde aanbid.
Kyk of ons kan. Ons aanbid hom. Oujaarsaand gaan ons hierso worship. Here, ons weet nie wat volgende jaar vir ons voorlê nie, maar ons juig. Bring it on. Volgende jaar kan dalk die mees uitdagendste jaar vir kerke in Suid-Afrika wees. Weet julle dit? As hierdie regering gaan regkry met wat hulle wil doen, gaan dit die uitdagendste jaar vir kerke ooit wees. En wat gaan jy doen? Vou so R20 se toksak of worship? Ons gaan worship. Ons gaan die Here dien. Hoe awesome is dit nie? Ek daag julle uit. Kom, daai aand, volgende week gaan Tinus vir ons woord bring. Ag, gaan Jonathan, ons het 'n Kersdiens, donderdag, die 25ste 8uur, kom. Ons maak die Here groot voor ons die skaapvleis eet en die gammon, nee? Ja, ek eet gammon, ek eet vark, kan jy het glo? So, ek was op 'n stadium van my lewe wat ek het gedink ek is so heilig, dat ek nie eens vark kan eet nie. Ja. Ek gaan vir ons bid. Vader, ek loof en prys U naam. Dankie vir die oggend. Heilige Gees, ons eer U naam. Ons bid vir U vrede, waar elkeen van ons is in hierdie feestyd ingaan. Heilige Gees, mag ons nie vergeet wat U aan die kruis kom doen het. Vir ons is 'n seun gebore. Seun van die mens, het aarde toe gekom. Homself verneder, in 'n krib kom lê, tussen diere. Ouers moes vlug. Aanslag op U lewe vandat U gebore was verskriklik. Maar U het deur dit gegaan vir 33 jaar. En U deur die benoudheid gegaan van daai kruisdood wat ons nie eers kan aandink nie. Die ergste vorm van doodmaak wat daar ooit was. En ek dink ooit sal wees. Nadat U liggaam flenters geslaan is. Mag ons dit nie vergeet nie. U is die getroue hoëpriester wat deur die hemele gegaan het. Wat met al ons swakhede medelei het. Sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. Here, help my, help elke persoon hierso. Dat ons swakhede van ons rug kan afhaal en voor U voete kan neersit. Gee ons die krag om deur ons uitdagings te gaan. Elke persoon wat hier sit, Vader, het uitdagings, bekommernisse. Here, ons wil dit vir U gee, voor dit vrees raak. Here, ons wil nie daai vrees hê nie. Vrees vir die toekoms, vrees vir ons finansies, vrees vir ons gesondheid, vrees vir ons kinders, vrees vir ons ouers, vrees vir die mense by die werk, vrees vir my werk, vrees vir die dorp, het ons krag volgende week, het ons water, ons hoor dit en dat, Vader, ons gee dit alles vir U. Ek bid Matteus 6:33, ons sal op U koninkryk en U geregtigheid fokus. Ons loof U naam en ons prys U naam, aan U al die eer. Vader, en soos ons hier bid, as daar enige iemand is, Heilige Gees, wat siek is vanmôre. Dankie, deur die wonde van Jesus Christus, 1 Petrus 2 vers 24, is daar vir jou reeds genesing, in die naam van Jesus. Psalm 107 sê, hy het sy woord vooruitgestuur, sodat daar vir ons genesing sal wees. Genesing is ons erfdeel. Vader, ek bid genesing, van gees, siel en liggaam. Sielsgenesing. As daar iemand wat sielsgenesing nodig het, Heilige Gees, het U nou deur die banke gaan en dit bring. Heilige Gees, ek vra dat as daar iemand liggaamsgenesing nodig het, organe, bene, spiere, Heilige Gees, dat U genesing bring. En alle krankheid sal los in die naam van Jesus. Alle versteurdheid, sielsversteurdheid sal los in Jesus naam. Here, U het nie vergeet om siele te maak nie. Genees ons siele wat trauma aan het, of wat ook al. Dat U dit kom genees. En U vrede wat alle verstand te bowe gaan ons vul. Here, help ons om in daai vrede te bly, in daai rus te bly, wat U vir ons gee.
Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat kom nie. En die liggame, Here, dankie vir daai genesing. Vir ons liggame, ons bloed. Dankie Jesus, ek loof en ek prys U naam. So ek kon voel nou die Here sommer iets in my doen vir oggend hierso. Ek bid dat dit vir julle ook sal wees, dat die Here net sal goed wegvat, goed wat ons laat wonder, goed wat ons laat wakker hou, of wat ook al, dat die Here se gees dit net sal wegvat. Vader, ek loof en ek prys U naam en ek bid dat U die napredikers sal wees van hierdie woord. Here, mag die penny drop in elkeen van ons lewens. Bid dit in Jesus naam. Amen en amen en amen. Dis nou 'n mondvol, né? Maar regtig, dit word opgeneem. Gaan kyk na die voriges en gaan lees Hebreërs 1 tot 5 en begin so 'n bietjie te vat aan Hebreërs 6. Ek daag jou uit. Gaan lees daar van die basiese leerstellings van Jesus Christus, en as jy in 'n ou vertaling Afrikaans lees soos ek, kry maar die Nuwe Lewende vertaling langs jou, of die Afrikaans Standaard vertaling, of die 2020 vertaling, baie mooi sinonieme daar, vir baie ou woorde. Alright, so gaan lees dit. Ek wil jou uitdaag. Kyk na die waarskuwings. Die waarskuwings is nie met jou te raas nie. Die waarskuwings is, as jy nie dit gaan luister nie, gaan jy nog bly in die ou. Jy gaan nie in die nuwe instap nie. Amen. Julle moet 'n lekker dag hê, en dit is oop hier voor as iemand gebed nodig het. Ons is hierso, ons bid vir julle. Amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never, never thirst.